Dankie ou Bierman, Dit is 'n plesier doen. waardeer dat jy 'n interview wil doen. Nie baie ouens wil nie. Maar dis ouens ek het 'n awesome voorreg om saam met Pieter Simpson bietjie te gesels oor sy experience in Amerika. Hoeveel jaar is jy nou? Dit sal nou my 7de jaar wees. Okay, so jy was al deur die ritme rolls en O ja. jy het al deur 'n prosesie gegaan in Amerika. O ja. 'n Lekker proses. Ja. Hoorie Bierman, maar dankie man wat ons dit kan doen. Ek dink dit help baie ouens om sulke interviews te doen. Want ek dink baie ouens kom Amerika toe en hulle is nie lekker altyd ingelig wat in Amerika gebeur nie. Hoe het jy werk gekry in Amerika? Man, ek het deur 'n agent gewerk. Sakkie in Donsie. En hulle het my oorgestuur. Ek het hier maar kom harvesting crew doen. 2 jaar vir aklige ou gewerk. En toe ek gaan stokkies omdraai, my eerste 5 jaar hier was maar 'n wrede storie, jy weet. Dit is, hoe sal ek dit sê, jy moet jouself mentally voorberei vir dit. Baie mense dink jy kom die kant toe. Dis fun and games, dis maanskyn en rose, jy gaan kom om te job. En dit is nou maar nie so nie. Jy kom om te werk, man. Jy sien op hierdie kant. Jy weet. En jy kry ouens wat jou sleg behandel, jy kry ouens wat vir jou goed behandel. Dit is maar, dit lyk vir my so in hulle natuur. Ja. Maar al wat ek doen in daai geval is, jy weet, ek is hier op die ouens vir die dag vir myself, om vir myself geld te maak, want in Suid-Afrika maak jy nie geld nie. Ja. En dan, hoe sal ek sê, vir man, jou gat aan nie hou af, jy weet. Ja. As jy 'n slegte attitude het, los hom, dit is sy probleem. Vat dit maar dag vir dag en gaan aan. Ja. Ek sien ek like jou baard. Hoorie, ek wil net sê nee. Op TikTok was daar so lank terug was daar so hierdie hele storie van girls wat video's opsit dan het hulle gesê as hy 'n baard het is alles ja meneer. So ek noem dit maar net girls. As al girls is wat ek noem dit maar net. Bierman is beskikbaar, jy weet so. So as jy like van 'n man met 'n baard, stuur 'n boodskap hier dan kan ek julle. Okay, so hoe het jy dit hanteer as jy met moeilike boere werk? Soos jy nou nog gesê het, jy weet jy ignore dit, maar as jy vir 9 maande of hoe lank al die kontrak ook al is vir 'n ou moet werk wat moeilik is, hoe het jy daai hanteer? Jy sê jou eerste 5 jaar was moeilik. Man, kyk, ek is mos maar een van daai mense dis wat ek sê, dis waar dit inkom met die mindset. Ja. Jy moet jou mindset regkry. Want jy gaan by 'n ou uitkom, ek sê nie almal nie, jy gaan by 'n ou uitkom wat jou sleg hanteer. As hy jou sleg hanteer, wees maar net rustig. Dis nie te sê jy moet altyd vir hom stil bly nie. Wees maar net rustig en dan vanaand is almal nou maar hier na die grot toe kruip om te gaan slaap, roep jy hom nou maar een kant toe en dan verduidelik jy net vir hom mooi kykie. Dit werk so asseblief, ek is nie hier vir jou om my sleg te behandel nie, werk asseblief daaraan. En dan as hy aanhou, ek het maar vasgebyt en deurgedruk, jy weet. Soos ek sê, op die ouend van die dag is jy hier vir jouself, jy's nie hier vir hom nie. Jy kom hier na toe om sy geld te vat wat jou verryk in Suid-Afrika. So dis maar 'n wik en weeg storie, jy weet. Ja. Jy gaan ouens skryf wat jou so sleg gaan behandel dat jy op die ouend van die dag gaan wegloop. Ja. Ek weet, ek is al daardeur. Wat ek al 2 of 3 ouens gesê het, luister hierdie storie werkie vir my nie. Jy is bietjie van 'n poepel, jy weet. En dan skryf jy maar net oor van die ou na 'n ander boer toe. En hier's baie boere wat bereid is om 'n ou te vat en van hom as hulle jou situasie hoor. Ja. Hoe die ou jou behandel en hoe as hy gillend skree op jou en hy sê jou sleg en al daai dinge. Baie van daai boere het simpatie op jou, dan stel hulle jou aan om vir hulle te gaan werk. Ja. Want ek dink dis belangrik wat jy sê as iemand jou sleg behandel. Ek praat nou van 'n boer. Hoe jy dit hanteer. Yes. En jy moet 'n boundary gaan skep en vir hom sê luister ek waardeer nie hoe jy dit doen nie, ek waardeer nie hoe jy dit doen nie. Ek hou nie daarvan as jy op my skree nie, ek hou nie daarvan as jy my vloek of wat ook al nie, want ek bedoel baie ouens is in sulke gevalle. Yes. Hoe hanteer jy dit? Ek bedoel, soos jy gesê, jy gaan na die ou toe, maar ek bedoel, kom ons sê jy's in 'n situasie by die werk en die boer skree en gil. Ek weet jy het my nou al vertel hoe jy dit hanteer, maar ek bedoel sê net weer vir die ouens, hoe hanteer jy 'n boer wat jou regtig hanteer asof jy 'n hond is of iets, want ek dink daar is sulke gevalle. Daar is verseker man. Wat ek nou maar doen is, en soos ek altyd sê, gaan praat eers met die ou. Moet hom nou nie voor al die ouens roep of hom sê kykie dit en dit en dit nie. Ja. Dis mos maar 'n ding tussen jou en hom. Roep hom, sê vir hom kykie, werk aan hierdie storie van jou asseblief. Ek is nie hier vir jou entertainment nie. Ja. En gee hom so 2 of 3 kansse en dan as hy die hele tyd op jou bly pik en hy behandel jou sleg, dan weet jy maar die agente. En in die proses kyk maar vir iemand anders. Daar's soos ek sê, daar's baie werk daar buite. Ja. Want die oomblik wat jy by 'n ander ou werk gaan kry en jy los daai ou, dan skrik hy wakker en sê, "Jesus, nee, maar kan nie die ouens elke keer so hanteer asof hulle my honde en my slawe is en hulle sleg sê nie." Ja. Yes. Want ek dink dis die slegste. Ek meen vir my is dit nog altyd die slegste ding as 'n ander mens. Ons is almal net mense. Yes. As 'n ander mens dink hy's beter as jy. Ek wil dis nogal
Dis nogal vir my 'n slegte ding. Ja, dit is frustrerend, jy weet. Jy kry maar daai mense daar buite wat dink sy stront stink soos lavender en joune is nou maar olifantdang, jy weet. Jy gaan hulle kry. Dis 'n feit, jy gaan hulle kry. Dit is net alles hoe jy met hulle deel, jy weet. Ja. Want om te gil en beklei gaan jou niks help nie. Ja. Mooi praat, verduidelik die man so, dit as hy nie wil luister nie, dan is dit nou maar hartseer vir hom en skuif voor na 'n ander ou toe. Want die ander ou gaan jou teen teen beter behandel. Ja. Wat se state in Amerika was jy al? Man, ek was nou al Montana, Nebraska, North Dakota, Iowa, en ek is nou tans in South Dakota. En wat se staat hou jy die meeste van? South Dakota is die plek. Ja, ek like hom so. South Dakota is die plek. Ja. Ek like dit, die kultuur, mense is plat op die aarde, hulle dink nie hulle is beter as ander nie. Hoe sal ek sê man, as jy hier vir iemand werk, is hulle wil jou deel maak van dit. Dis amper soos familie. Ja. En dit is vir my lekker om vir goeie mense te werk. Ja. Daar's 'n lekker gemoed, 'n Yes. lekker gevoel. Ek wil net vir almal sê, ek het nou vir Beerman ontmoet. Ons is bure, ons woonstelle is so langs mekaar. So ons werk by dieselfde co-op, so dis regtig 'n voorreg om jou te ontmoet. Ek het nou die dag ook vir jou gesê, jy weet mense werk baie keer saam met Suid-Afrikaners en goeters en ons gaan nou oor dit chat. Maar dis die eerste keer wat ek ervaar of wat ek saam met 'n Suid-Afrikaner werk en jy weet jy's 'n genuine ou. Jy's oop, jy het 'n oop hart, jy het 'n oop gemoed, so ek waardeer dit en dankie. Ja, ek sê vir jou dankie Bierman, jy weet, dit is maar soos ek sê, my jare hier het ek geleer nie almal is dieselfde nie. Weet jy gaan nou maar by 'n plek kom waar daar Suid-Afrikaners is, hoe sal ek sê die wit broodjies. Ja. Ek noem hulle mos maar die ass-kiesers want Ja. hy kan nie vir jou wag om 'n fout te maak hier, 'n hardloop hy, dan steek jy jou gat toe by die boer. Hy dink hy's beter as jy, hy dink hy's jou baas. Jy kry hulle maar en ek kan nie verstaan hoekom nie, dit is onnodig, jy weet. Geen mens is beter as 'n ander een nie. Ja. En hoe ek dit nou maar sien is jy hier in Amerika is en vanaf vir ons nou as Suid-Afrikaners, as jy saam met ander Suid-Afrikaners werk, wees jouself, kyk uit vir mekaar, sorg vir mekaar, wees plat op die aarde. Sê 'n ding soos hy is en sorteer dit uit. As jy dink die ou is 'n poepel en sê vir my dink hy's 'n poepel. Ja. Maar die sorteer dit uit en kry klaar. En ek dink jy moet mans genoeg kan wees om 'n fout te erken. O ja. Want ek dink dis Dis een ding hier in Amerika, as jy 'n fout maak, erken dit. Ja. Moenie vir jouself dink nee, wag, ek gaan dit wegsteek nie, want dan gaan iemand wees wat jou gat gaan toesteek. Ja. En op die ou end van die dag moet jy baie verskonings uitdink. So dis maar beter wees reguit en wees eerlik. Ja. As jy fout gemaak het by die boer, Yes. of jy weet nie, vra eerder. Ek bedoel, dis maar die beste is vra, wees ingelig. Yes. Ek het nou die laaste ruk het baie ouens my gebel waar hulle in situasies is met ander Suid-Afrikaners. Wrywing in die huis. Want ek dink dis die moeilikste ding as jy Amerika toe kom. Jy kan 'n moeilike boer hê, dis fyn. Jy kan nog huis toe gaan die aand, jy kan wegkom van hom. Maar as jy moet 'n moeilike boer hê en jy gaan nou nog huis toe en jy saam met klomp Suid-Afrikaners in 'n huis en dis moeilik daar by daai huis ook. Dit maak dit ondraagbaar, jy weet jy, man. Dis mos hoekom ek hy sê ding. As 'n klomp ouens in 'n huis bly, almal moet hulle kant bring. Dis nou nie altyd die geval nie. Dit is nou maar jammer om dit te sê. Jy kry jou vuil gate. Hy wil nie wasgoed was nie, hy wil nie skottelgoed was nie, hy wil net nie sy deel doen nie. Jy kry hulle maar. En dit is maar gewoonlik mos nou waar die wrywing begin, jy weet. En wat die manne nie besef nie, dit maak die seisoen verander baie onsmaaklik. Veral as jy 'n boer het wat moeilik is, wat jou die hele dag sleg behandel, Ja. hy het niks goeds te sê nie. En dan kom jy nou nog by die huis saam met jou eie volksgenote en dan sal die een of twee wat ook nou nog die wrywing in die huis veroorsaak, jy weet. En dis gewoonlik die wit broodjies. Ja. Die ouens van wie die boer baie like wat die wrywing veroorsaak, want hulle kan nooit niks verkeerd doen nie. Jy wat die nuwe ouens is die poepel. Jy's verkeerd, jy weet. Ja. So dit is maar soos ek sê, jy moet maar met die boer gesels of hom sê dit en dit kort 'n regstelling. Ja. As daar nie 'n regstelling is nie, gaan ek maar vir jou sê tata, Ja. vir iemand anders te gaan werk. Ja. Want ek dink dis baie veral nuwe ouens wat oorkom in Amerika. Dis jou eerste jaar, dit is 'n hele nuwe experience. Jy's weg van mamma af, jy's weg van vrou lief af. Jy bly saam met mans in 'n huis en daar's wrywing. Ek dink dit is belangrik om jou mond oop te maak. Ek bedoel jy moet vir 'n ou kan sê luister die pel. Jy het nou die toilet gebruik. Jy het die hele ding beskuit. Ja, gaan maak skoor. Asseblief ou, ek wil nou die toilet gebruik maar jy weet so en dan moet jy mans genoeg wees om te sê sorry chom. Ja, Jy het my maag het so gespoel. Ek was so bly om uit die toilet uit te kom, maar ek sal hom gaan skoonmaak. Skoonmaak, yes. Ek dink jy moet niks persoonlik vat nie. Nee, jy moet nie. As jy hierdie kant toe kom, jy moet ook wees oor alles. Kyk, Amerikaners is ook maar reguit mense. Hulle het mos hier freedom of speech, as hy vir iets wil sê, gaan hy vir jou sê. En hulle is reguit. Ja, as hy vir jou wil sê jy's 'n D005 en hy vir jou sê jy's 'n D005. Ja.
want dit is maar hulle wy, dit is hoe jy daarmee deel, en jy moet ook dink oor alles, man, jy weet. Ja. Dis nie te sê die ou vloek jou, hy hou nie van jou nie, jy weet. Dis dalk maar hy is so groot gemaak hy vloek. Jy weet, Dis sy wy. Ja, hy is soos ek. Die dag as ek nie vloek nie, moet jy bekommerd wees, Ja. weet. So dit is maar dis hoe jy situasies hanteer en hoe jy die ouens opsom. Ja. Kyk, ek het ook al gevalle gehad waar ek op 'n ou geskree het. Ek het al gevalle gehad waar ek 'n ou geklap het. Jy weet, want partykeer weet hulle nie van beter nie, dan vloek hy jou maar onder die rokke en dan Sorg jy maar. dan gebeur die dinge in. Ja. Van hom nou soos as jy nou 'n huis deel, ek weet die jong man is baie lief vir om partytjie te hou en te drink. Jy wat die ouer man is gaan dalk nog klaar eet en gaan slaap en dan sit hulle en drink en morspyl en dan staan jy môreoggend op en hy deurmekaar vir 'n plek. As dit so deurmekaar die bierblikkies lê in jou skoene. Ja. Dan begin jou oggend al klaar, jy weet mos. Ja. En dan is dit maar beter roep hulle almal by die tafel en sê net kerels kyk asseblief, né? Almal moet hulle kant bring hou. Ja. As een kors maak, was een skorrel goed. Ander maak jy huis skoon binne. Ja. Laat dit daarom net higiënies is, jy weet. 'n Skoon plek is 'n lekker plek en daar's minder wrywing. Exactly. Want almal het maar hulle eie huis, jy weet. Yes. Dit is nou soos die geval hier. Ek geniet dit. Ek sê my eie plek is skoon, is netjies. Ek het nie iemand wat vuil mors nie. Ja. Ek het nie iemand wat my wakker laat tot wie weet wat se tyd in die oggend en sit 'n bier drink Ja. of huis toe bel en hy verlang na mense wat hy nie ken nie en hy verlang mense wat hy ken, jy weet. Daai klas van dan doen ons maar snaakse dinge aan mense. Ja, ja. Ja, dis ek dink dit is maar net 'n wanindruk wat baie mense het as hulle Amerika toe kom want almal sien video's. Ek maak baie video's waar mense nou sê maar op toerusting werk en goed ry en goed, dit lyk lekker. Maar die groot realiteit is jy's lank van die huis af. Ja. Jy's weg van jou mense af. Al bly jy nou saam met ander Suid-Afrikaners in huis, mense raak nog steeds alleen. Jy doen? Ek dink dit is 'n moeilike situasie vir die ouens, maar nee, ek like jou attitude en ek like hoe jy al vir my vertel het hoe jy goed hanteer en so en ek dink baie ouens kan leer van dit. O ja, Beerman, soos ek sê, as jy dit is alles jou mindset. As jy besluit luister jy gaan in Amerika kom werk, jy moet weet een ding kry jou mindset reg. Jy gaan nie hierdie kant toe kom en altyd lekker werkie. Dan gaan daar wees wat jy trekker gaan ry. Dan gaan daar wees wat hy vir jou sê, luister, hier is jou 'n graf, het jy PDP om graf te ry? Ja. Of het jy PDP om besem te ry? Hulle doen dit. Dus, Ja. Jy gaan nie altyd die lekker werk kry nie. Jy gaan daar kry wat jy van as jy grain bin moet skoonmaak, gaan jy daar kry wat jy wens, ja. Kan hierdie stront nou net nie klaar nie asseblief. Dit is Ja. jy gaan hartlike werke kry, maar dis hoe jy deur dit werk, jy weet. Ja. Dit help nie jy staan in werk en dan staan 5 ander en hulle mount ja, maar dit is so kak werk en spring almal net in, doen dit en kry klaar. Hoe meer hande, hoe minder werk. Exactly. As En almal dis dieselfde in 'n blyplek. As almal 'n blyplek het deel, hoe meer hande, hoe minder werk. Exactly. Help mekaar, support mekaar. Ek dink ook, hoe hanteer jy dit? Ek het nou 'n geval gehad die week wat 'n ou my gebel het en so hulle is 2 gewees in die huis. En die ou het hom nou gaan toesteek by die boer. Hy het die ou aangevat oor sy netheid. Jy weet, die huis was vuil, hy het nooit sy skottel goed gewas nie. Toe vat hy die ou aan. Toe sê hy, luister die chom, jy weet, was net 'n bietjie asseblief, jy klaar goed gedoen. Toe die ou sy boer gestrippe goeders en toe het hy na die boer toe gehardloop. En toe is die ou gefire. Toe die ou my nou gebel en gevra, "Jesus, hoe moet hy dit nou hanteer?" En goed, toe het ek nou maar vir hom gesê, jy weet, gaan praat met die boer, laat die boer net jou kant van die storie hoor. Hoor, yes. Nee, daai is 'n belangrike 'n ding om te doen, jy weet. Soos ek sê, jy kry jou vuil gate. Verskoon maar my Afrikaans, jy kry jou vuil gate. Jy kry daai ou, hy kom oor hierdie kant toe en hy dink jy is hier om sy pappa en sy mamma te wees. Jy moet agter hom skoonmaak. Jy moet vir hom luister. As hy sê boe, dan hy verwag jy moet hom vra, hoe hoog moet ek spring? Daai tipe nonsens deeg nie. Wat ek altyd so wat ek altyd sê, wees maar net reguit, wees eerlik. Gaan soos daai ou wat hom nou aangevat het, jy weet. Maak net bietjie skoon agter jouself. Jy weet, jy's 'n uitgegroeide man, jy's nie meer kind nie. Ja. Maak net bietjie skoon agter jouself want ek het jou briefjie, hy lewe nie by die huis soos hy hier lewe nie. Ja. Of mamma kyk agter hom of vrou lief. Ja, jy weet, so dit is 'n eenvoudige ding. Maak maar net skoon. As 'n ou jou kom aanvat en hy sê vir jou, luister hier, jy witbank bemors, loop maak skoon daar. Almal gebruik die toilet. Witbank. Moet dit dan nie persoonlik vat nie, jy weet. Troon. Erken nou maar jou fout, staan op 'n gemaak skoon. Jy het nie nodig om die ou se gat te gaan toesteek by die boer nie, want outomaties vat jy sy brood en sy botter van sy tafel af. Exactly. Maar wat ek sal doen is in daai geval, ek sal na die boer toe gaan en vir hom vra nou, verduidelik jy nou vir my. Hoekom jaag jy my weg? Wat het ek verkeerd gedoen? Dat hy vir my mooi verduidelik. En as hy vir my verduidelik, maar daai ou het so en so gesê van jou. Dan maak jy net oop en jy speel jou kaart oop en kry dit skoon en sê vir hom, man, weet jy, die ou, hy's vuil, hy's morsig. En ek het hom alhoor aangevat en hy het dit nou persoonlik opgevat.
En nou het hy by jou baie stories van my kom vertel. Ja. Jy weet. En dan sit hom maar die boer se keuse op die ou end van die dag. Dan moet hy besluit wie baat hom meer en wie baat hom minder. Exactly. Ja, maar dis die boer se keuse. Ja. Wie was seker van 'n ander ding? Ek bedoel, ek dink ons het dit seker al toe ervaar waar jy dit doen het met ander Amerikaners wat dalk ook vir die boer werk. O ja. En hoe daai Amerikaners wat nou nie, hulle is dalk nou voormanne of hulle werk ook net vir die boer en hulle is ook dalk baie keer afgunstig. Hoe het jy hulle hanteer? Man, buurman, jy weet, soos ek sê, ek is mos maar 'n reguit fella, jy weet. Om te lieg en om te skinder bring jy 'n groter kak. Ja. Soos kom in Afrikaans, om te lieg en te skinder bring jy 'n groter kak. So wees maar net altyd eerlik en reguit, jy weet. Voorbeeld, as die voorman jou sleg behandel, kyk, hy moes nou aangestel om oor jou te wees. 'n Rowwe voorbeeld, jy werk hier in die workshop en hy's nou nie happy hoe jy besig ry nie. Hou maar aan om nie besig te ry. Hy gaan die eerste keer op jou kei klim, hy gaan die tweede keer op jou kei klim. Die derde keer as jy vir hom okay, maar hier's die besig kom doen dit dan nou soos jy dit wil doen. Want op die ou end van die dag is nie hy wat jou betaal nie. Dis die ou vir wie jy werk wat jou betaal. Jy weet, daai ou is maar net daar om toesig te hou en seker te maak alles verloop reg. Ja. En om jou te vra, luister jy, ek wil gou trok radkas of prop shaft verander daar, ek het jou hulp nodig of gou vir my forklift ry hier, dat ons kan bone en mielies en rysaad en al daai goed laai. So op die ou end van die dag is hy ook maar net 'n werker soos jy. Almal wat 'n werker is kan foute maak. Ja. Niemand is volmaak nie. Van die slimste ou tot die domste ou, almal kan foute maak en soos ek sê, vername voorman. Jy moet hulle net, hoe sal ek sê, hoe kan ek dit mooi beskryf maar? Jy moet net reguit sê, luister, ek is hier om te werk net soos jy, asseblief. As ek 'n fout maak, sal ek dit erken. Teenoor jou en die baas sal ek dit erken, maar dit is nie nodig vir jou om die hele tyd op my gat te staan en pik nie. As jy nie van my hou nie, sê vir my. Ja. Dan weet julle daarom altyd waar julle staan met mekaar. Dit is 'n geval wat ek gehad het in Nebraska, die voorman het nie van my gehou nie, hy het die hele tyd op my gepik. Ek's nog jonk en dom gewees, nat agter die ore, ek maar my bek gehou en ek het dit eendag hom gesê, luister, hoekom bly jy op my gat? Wat is jou probleem? Vertel nou vir my. En hy het vir my gesê, hou net nie van my. En ek sê, kyk, die geval is nou maar mutual. Ja. Ek hou nie van jou nie, jy hou nie van my nie. So is maar beter ek doen my werk en jy los my uit. En as jy daai gesprek met hom het, doen dit sommer terwyl die boer daar is. Ja. Dan is hy deel van die prentjie. Dan weet jy daar's nie iemand wat na die tyd kan hardloop en gaan stront van jou praat en jou naam probeer met modder smeer. Dan is die boer daar in die geval in die omtrek, jy weet. Ja. Dit maak dit net so veel beter, want dan weet die boer ook presies waaroor dit gaan. Ja. So wat sal jou raad wees aan ouens wat in Amerika wil kom werk? Ek dink daar's letterlik duisende mense wat in 'n posisie sit in Suid-Afrika wat nie weet wat se kant toe nie. So die opsie om in Amerika te kom werk of in 'n ander land of wat ook al is 'n groot vooruitsig om na te kyk. Maar wat sal jou raad wees aan jy weet Suid-Afrikaners wat in Amerika wil op plase kom werk? Die manne wat nou die eerste keer oorkom. Wat wil oorkom? Hy moet nou begin werk soek, hy moet nou plaas soek, hy moet nou boer soek, agent soek. Wat sal jou raad wees aan so 'n ou? Man, hoe kan ek dit sê? Werk deur die agente, doen soveel as moontlik jou huiswerk. Oor Amerikaanse trekters, ploë, balery. Jy hoef nie maar boek te gaan lees nie. Klim sommige gou hier op YouTube en sit daar in American Harvesting of silage crew. Doen net jou huiswerk, kry bietjie agtergrond, jy weet. En dan leer maar vir CDL, want ek sien dit begin 'n vereiste word deesdae. Ja. Dan weet jy as jy hier kom, dan gaan skryf jy hom gou en jy het jou seisoen CDL, dan kan jy daar vir die ou trok ry. Kom hierdie kant toe met 'n oop kop. Wees bereid om te werk. Nie net 6 of 7 ure 'n dag nie. Wees bereid, jy gaan werk, jy gaan daar kry wat jy glad nie gaan werk nie. Jy gaan daar kry wat jy gaan werk sommer 15, 16 ure 'n dag. Jy gaan bid vir pouse. Ja, jy gaan naderhand vanaand op silage cruise, jy weet, en harvesting cruise. Jy sit baie keer in die trok en slaap jy sommer intussen want dit is lang ure hier. Ja. Die man, dit is regtig lang ure. Maar wees bereid om te werk, wees bereid om te leer. En wees maar bereid om met moeilike mense te werk. Dis 'n feit. By enige werksplek het maar sy stront, is nie elke dag. Ja. Maanskyn en rose nie, jy weet. Ja. Maar wees maar net eerlik, wees opreg, wees plat op die aarde. Goeie raad, die mens wat jy vandag is, probeer hy selfe mens môre wees. En moenie laat mense jou onderkry nie. Glad nie, want dis 'n ding wat nou gesien wat baie ouens gevou het. Ja. Die boer behandel hom sleg, die huis waar hulle bly, daar's wrywing daar, daar's wrywing met die boer. En op die einde van die dag gaan breek die man se spoed net. Ja. Jy weet, dan pak hy sy tassies as dit fly by night, dan gaan hy huis toe. Ja. Waar dit gemaklik is. Moenie toelaat dat mense jou spoed breek nie. Ja. Wees eerlik, stel hulle reg, sit hulle op hulle plek, dat hulle weet wat se tipe mens jy is. Want op jou einde van die dag as jy stil bly, gaan hulle nie weet wat se tipe mens jy is. Exactly. Jy weet, as nou maar
'n voorbeeld. Ek is een van die mense. As jy op my skree, vra jy my om in 'n D005 te verander. En ek kan dit baie vinnig doen. Ja. Dit is nie vir my probleem nie. Amerika, hoe sal ek sê, hulle het my nou al mooi geleer in die land om nie stil te bly nie. Ja, en hoe om exactly. dinge te hanteer en hoe om nie te hanteer. Dus wees maar net reguit, wees eerlik, kom met 'n oop kop, weet jy gaan werk. Jy gaan nie altyd lekker werk nie. Jy gaan woesie wees, jy gaan bietjie graaf swaai, jy gaan bietjie klippies optel, jy gaan bietjie trokke was en trekkers was. Dis nie elke dag dieselfde werk nie. Ja. En ek dink dit is belangrik wat jy sê van oop kop wees. Jy Jou gemoed moet reg wees. Ja, jy moet weer man dit help jy kom gelukkig van Suid-Afrika af en jy kom hierdie kant toe. Ja. En jy laat toe dat ander Suid-Afrikaners wat nou nie goed is met die higiëne, jy weet wat wrywing veroorsaak in die huis en nou word jou sleg behandel. Dit help jy laat hulle jou onderkry. Ja. Want op die einde van die dag is jy hier vir jouself. Jy's hier om jou toekoms te verbeter in Suid-Afrika. Ja, exactly. Ja. So dit is 'n mindset wat die manne ek wens baie kan kry van daai jong klomp. Ek is hier vir myself. My ma en my pa, as hulle nog lewe, is nie hier om vir my te sorg en agter my skoon te maak. My vrou is nie hier om vir my kos te maak, my klere te was en om agter my skoon te maak nie. Jy weet dis maar daai dinge. So die ouens moet kom oop. Wees bereid om te leer, wees bereid om te werk. Hou jou kans skoon, wees net op jouself. Jy's 'n man. As 'n man moet jy net wees op jouself. Ja. Jy kan nie manne moet hom maar met tou verskoon. Jy kan nie van Suid-Afrika afkom waar almal alles vir jou doen. En hier in Amerika kom verwag 'n ander ou, 'n vreemde ou. 'n vreemde ou gaan agter jou gat aan loop en skoonmaak nie. Ja. Dit werk nie. Ja. Almal werk dieselfde hoeveelheid ure, almal is sewe moeg en geïrriteerd en is net daar waar die wrywing begin. Ja. Hoor hier so, buurman nou, as ek nou so mag vra, ek bedoel, was Amerika goed vir jou die laaste 7 jaar? Wat doen jy, want ek dink baie ouens vra vir my ook, jy weet, wat doen jy met jou geld? Belê jy jou geld, is daar 'n sekere ding wat jy met jou geld doen wat jy maak in Amerika? Het jy tipe van 'n game plan? Wat doen jy met jou geld, as ek maar vra, en hoe hanteer jy dit? Die geld wat jy maak, ek bedoel, jy sorg ook nou vir mense by die huis en goeders vir jou ouers en familie en goeders, maar wat doen jy met die surplus geld? Ek weet party ouens sal Amerika toe kom werk, hy sal 2-minute noodles eet die hele 9 maande. O nee, maak jouself dood so. En ek dink dit is belangrik dat ouens dit hoor, as jy weet, eet goed. Ja, jy moet bederf jouself. Maar hoe's jou uitkyk oor dit? Man, as dit kom by finansies, jy weet, buurman, vir my is dit mos nou maar maklik, jy weet, ek het nou nie so baie skuld op nie. Maar wat ek doen is, ek kom nou maar werk ek, jy weet, dan werk ek nou maar sê my skuld uit vir jaar en 'n half vooruit, ek maak seker die geld is in daai rekeninge, ek het mos drie aparte rekeninge, jy weet. Ek het een vir skuld, dan het ek 'n beleggingsrekening, en dan het ek die een is my snoepie geld. Ja. Soos ek in Suid-Afrika kom en ek het R70,000 vir snoepie geld. Ja. Daarmee koop ek nou maar geskenkies en biltong en vleisies en ek bederf die mense en 'n bietjie vakansie, 'n bietjie dop en kuier saam met die familie. En as daai 70 klaar is dit klaar. En dit wat ek gespaar het, wat in my belegging lê, los ek om te groei. Ja. Man, jy weet, jy moet op 'n punt kom waar jy moet sit en stil sit en dink, kyk jy, my geld moet vir my begin werk. Exactly. Want jy kan nie altyd vir geld werk nie. Yes. As jy jaar en jaar uit vir geld werk, gaan jy jouself uitput. En op die ou end van die dag gaan jy sterwe en dan gaan jy nie eens daai geld geniet nie. Ja. So dis ook 'n ding om aan ag te hou. So jy het geld wat jy, sê gou weer uit 3, jou skuld? Yes, ek het 'n bankrekening vir my skuld. Dan werk ek my skuld uit 'n jaar en 'n half. Dan betaal ek dit vooruit, dat daai geld daar lê. Daai is een van daai kaarte as jy hom het, waar al jou skuld in jou goed gaan. Jy sluit hom in die kluis toe. Jy vra iemand anders wat jy nie ken nie, verander die paswoord daar en jy gooi die sleutel weg, jy weet. Tot jy nou regtig diep in die kak is en jy moet en dan maak jy hom nou maar oop met 'n grinder. Maar daai kaart steek jy weg, hy's uit en uit vir jou skuld. Dan weet jy jou skuld is gedek. Ja. Jy hoef nie om daaroor te stres. Ek weet dit is nogal. En dan soos nou ek met my belegging. Ja. Hierdie kant jy moet jouself bederf. Jy moet vir jou lekker vleisie koop, 'n bietjie groente en 'n bier en 'n dop en 'n koeldrink, jy weet, nog al daai goede vir die maand om jou deur te vat. Belangrikste is koop vir jou goeie kos, moenie net van 2-minute noodles lewe nie. Ja. En ook moenie die geld terugwerk in rand nie, want jy skiet jouself in die voet. Ja. Doen daai ding. En dan soos ek sê, en dan het ek my een, dis my snoepie geld as ek in Suid-Afrika. Dis eintlik nogal cool, ek like dit. So jy het geld wat jy een kant hou as jy terug gaan Suid-Afrika toe. Yes. Vir daai gedeelte om jouself te geniet of jy weet bietjie braaivleis te hou of vakansietjie te gaan hou of iets. Ja, dis nogal eintlik cool. Hoor jy, buurman, dankie vir die gesels, man. Nee, is reg. Maar ons gaan weer so maak. Ons maak weer so enige tyd. Ek dink daar sal dalk baie vrae kom, so ouens as julle vra het vir
vir buurman of vir my of wat ook al, dan kan ons maar net weer 'n videoetjie maak, is daar nog 'n Enige tyd, is daar nog 'n rukkie, dan kan ons vrae beantwoord. Ja, nee, enige tyd, man. As ek die manne kan help, sal ek hulle help waar kan, jy weet. Ek gaan nie sê ek is die beste raadgewer nie, maar ek kan vir julle raad gee wat ek gedoen het, wat my deurgebring het, my vir 7 jaar hier laat survive. Ja. En dan so hulle vra manne. Ja, gooi dit daar in die comments en dan kan ons weer 'n videoetjie doen. Yes. Ek het nogal gedink ou buurman sal 'n lekker video maak. Ek dink baie ouens kom Amerika toe en jy weet hanteer elke situasie anders, maar ek hou van jou siening. Jy weet, ek hou van hoe jy sekere goed hanteer, so dankie vir die video, man. Nee, so plesier, buurman. Dis Ons maak weer. Ons maar soos ek sê, die mense hier vandag is, wees hy selfe mens môre. Exactly. Moenie laat mense jou omkrap nie, wees reguit, wees eerlik. Wees opreg. Want op die einde van die dag in Amerika, al wat jy het is jou woord. En as jou woord nie opreg is, dan is jy nie opreg nie. Goeie raad, skryf dit neer. Buurman, dankie. Nee, dis 'n plesier, buurman. Ons gaan nou lekker eet, ou buurman het lekker kos gemaak, jy sê. Buurman maak lekker kos. Ek het probeer. Yes, nee, girls, as nie jou girl is wat kyk. Jy's ook 'n goeie man. Hier sit. Yes. Nee, regtig, my vrou sê ook buurman is 'n goeie man. Maak lekker kos en goeters. So, ons praat weer. Sien julle ouens, dankie vir die kyk. Waardeer, gooi die vrae daar in die comments en dan kan ons weer 'n video vir julle maak. Kom by. Totsiens.